Ek wil vanoggend met julle gesels oor Leanne het so die afgelope 2 weke het sy gepraat oor understanding the responsibility of your calling en dan die week daarna het sy gepraat oor understanding the weight of your calling. En ek wil so 'n bietjie verder gaan met hierdie gedagte van jou roeping en waar jy jouself bevind. Verskoon tog, ek gaan net so 'n paar pauses tussendeur vat, hoor. Maar ek wil graag vanoggend met ons almal gesels, ek ingesluit, want die Here praat met my ook met hierdie goed, oor stepping into the anointing. En ek kom agter dat op baie van ons het 'n misverstaan tussen wat is 'n calling, 'n roeping, en wat is die anointing, die salwing. Ons klassifiseer baie keer ons roeping as die anointing en ons gebruik die woord calling met die gedagte dat ons gesalf is of anointed is om dit te kan doen. So ek wil net so 'n bietjie clarity bring vanoggend en ek wil vra as jy die YouVersion Bible app het, moet jy na die notas toe gaan. Ek het nou nie die PowerPoint voorberei vir dit nie. So ek gaan op die Lig en Lewe groep gaan ek as jy nie weet waar die Bible app is nie. Op die Lig en Lewe info groep het ek nou net die link gepost na die preek notas toe. En ek wil hê dat ons net so 'n bietjie vanoggend teaching gewys moet kyk na hierdie goed. Want dit is vir my belangrik dat ons vanoggend hier moet uitstap met 'n beter we must walk out of here with a better understanding of what is calling and what is anointing. Jy dink jy operate in die anointing, maar eintlik is jy besig om net jou calling uit te leef. En dit is vir my belangrik dat waarheen ons op pad is as 'n gemeente, dat ons moet verstaan, wat is dit om die anointing op ons lewens te hê? Wat is dit om die calling op ons lewe te hê? En dan tussendeur ook is dit 'n ding van almal van ons het gawes en talente, né? Kyk gou na die een langs jou en sê jy vir hom of haar, hey, jy het 'n gawe en jy het 'n talent. Right. As kinders van God, my vrou het 'n gawe, sy kan net staan en sy's mooi. Ja, daai is 'n gift. Dit is 'n geboorte. Alright, sorry, advertensiebreek gewees. Ek weet baie van julle mans het vir julle vrouens ook nou gekyk en gesê, ja, dit 'n gift. Anyway, ons het gawes, talente, calling en dan is daar 'n anointing. En dit is belangrik dat ek en jy vandag net moet terugstaan en kyk en sê, okay, Here, waar is ek op die oomblik in my lewe? Hoe beleef ek myself? Waar is U besig om met my te werk? En ek wil dit so maak. Ek het nie al my notas op die YouVersion gesit nie, ek het net sommiges daar gesit, so ek weet nie of hierdie ene daar is nie. Maar wanneer die calling alles in jou lewe is, dan staan jy in die gevaar om 'n paar onnodige karaktertrekke aan te neem, naamlik hoogmoed, entitlement of eie reg en performance. As jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou die krag gee om te doen wat jy moet doen nie, en jy is net gefokus op die calling, op die roeping, dan staan jy in die gevaar van hierdie 3 dinge. Hoogmoed, want ek is die een wat dit doen. En come on, ek was al daar in my eie lewe en die Here moes met my werk, want jy preek so lekker en jy praat so lekker en jy het die awesomeste notas en jy het goeie research gedoen en jy kan 'n preek doen sonder die salwing. Jy kan jou werk doen sonder 'n salwing. Hierdie band hier voor kan nie staan en worship doen sonder die salwing. Because we're gifted and we're called. Maar die salwing is die een wat die juk tot niet maak. People won't get free if you are not anointed. If you are only focused on the calling on your life, you will only perform. And you will move people in emotion. You will only move people in emotion. So as jy net gefokus is op jou
op jou calling. Hoekom sê ek dit? Want baie van ons het al 'n profetiese woord gekry en dan het die profeet of die pastoor of wie ook al vir jou gesê, daar is 'n calling op jou lewe. En dadelik het jy dit gevat as anointing. Daar's so 'n bietjie van 'n verskil. 'n Calling is 'n assignment wat die Here vir jou gee. Jy word geroep om iets te doen. Ons gaan nou 'n bietjie dit opbreek, dat jy mooi kan verstaan wat dit is, en op die YouVersion het ek dit uitgeskryf. Maar as jy net gefokus is op die calling, dan staan jy in die gevaar van hierdie hoogmoed, entitlement en performance. En daarom moet ons verstaan dat daar is 'n verantwoordelikheid op ons roeping. Soos wat Leanne vir ons geleer het. Daar is 'n verantwoordelikheid. There's a responsibility on the calling that you have. Why? Because the calling on your life you need to be equipped for. Jy moet leer hoe om te groei in daardie roeping wat die Here vir jou mee geroep het. Net so met die anointing kry jy net, en ek gaan nou baie Engelse woorde gebruik want dit sê net vir my soveel makliker. To have the anointing, you need to abide. Jy moet stil word saam met die Here, want dis net die Heilige Gees wat vir jou die anointing gee, want dis net die Heilige Gees wat die anointing is. It's only the Holy Spirit that can give you the anointing. Your calling can move people, but it is the anointing that breaks the yoke. It's the anointing that gives power to that call on your life. Weet julle hom? Ons almal is geroep. Ons almal het 'n roeping. Of dit nou is om 'n voltydse bediening te wees, soos wat ek en Leanne is, of 'n roeping om 'n besigheidseienaar te wees, of 'n roeping om 'n onderwyser te wees, 'n roeping om 'n spesifieke werk te doen. Ons almal het 'n roeping. Maar as ek en jy daai roeping net uitleef, then we move people. But when we allow the Holy Spirit to anoint us for that calling, it will break the yoke. Menende, as jy iemand is wat met die publiek werk, en jy, kom ons sê byvoorbeeld, jy is by 'n besigheid waar jy by die voorkant van die besigheid is, en jy, kom ons sê byvoorbeeld, jy doen die rekeninge, of jy moet nou die til slaan, en jy moet nou die ou se geld kry. If you are called for that assignment, vir dit wat jy doen, and you allow the Holy Spirit to anoint you for that calling, die ou wat voor jou gaan staan, gaan 'n ontmoeting met God hê. Want die woorde wat jy met hom praat, is nie nou meer woorde wat gefokus is op die werk nie, maar dit is woorde wat gefokus is op dit wat die Heilige Gees vir jou openbaar. So jy sal miskien staan en jy praat, jy het vanoggend opgestaan en gesê, Here, anoint my vir dit waarmee ek doen, wat ek doen vandag. Anoint my wanneer ek met mense moet praat. Here, U weet ek love my werk, ek geniet dit verskriklik, ek weet ek is geroep vir hierdie area waarin ek beweeg. My Lord God, I need your anointing. Because ons is betrokke met die uitbreiding van die koninkryk van God. Amen. Jy is nie gered vir jouself nie. Kyk maar hier langs jou. Sê vir hom of haar, jy is nie gered vir jouself nie. Jy het tot bekering gekom vir een doel, om vir God te help om die koninkryk van God uit te brei. Hoekom? Want hy het gesê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. So come on, jy het nie tot bekering gekom om in 'n kerkstoel te kom sit en praise and worship te doen, huis toe te gaan en te sê, ek het my deel gedoen. Ek het my tiende en my offerande gegee, ek het my gesig gewys by die kerk, ek is 'n goeie mens. Well done. Dis goed, maar dis beter om buitentoe te gaan. Dit wat jy hier binne ervaar het met God, die salwing te vat en te sê, Heilige Gees, kom salf my vir hierdie roeping wat U my gegee het.
vir hierdie werk wat ek moet doen. En nou kan jy met daai persoon praat aan die kant die toonbank en daai persoon se lewe kan verander word. Al is dit net iets wat die Heilige Gees vir jou gesê het. Hoekom? En nou staan jy onder anointing, jy word gelei deur die Heilige Gees. Nou maak jy jou ore oop vir die Heilige Gees en die Heilige Gees bring vir jou tot aandag van iets wat die persoon gesê het en jy kan daai persoon beantwoord, nie uit jou eie vermoë nie, maar uit die krag van die Heilige Gees en die juk word gebreek. Wat is 'n juk? As hulle geploeg het hulle twee beeste bymekaar gesit, en het hulle hierdie groot balk op die beeste se nekke gesit. Dit was 'n juk. Hoekom? Sodat wanneer waar die ou ook al sê hulle moet heen gaan, het die juk hulle gevat waar hulle moet wees. En so staan baie mense onder omstandighede, onder 'n juk van die lewe. En die lewe sê vir jou waar jy moet gaan. Hy draai jou nek waar jy moet gaan. Die skuld sê vir jou jy's onder en dan sê ek is onder. Die mense by die werk sê vir jou jy's nie goed genoeg nie en dan sit jy hierdie juk op jou skouers en jy raak gewigtig en jy's onder 'n weight wat nie daar moet wees nie. Die Here wil mense vrymaak van daai weight. En ek glo dat die Here vanoggend mense gaan vrymaak van die juk wat mense op jou skouers gesit het, wat jy self op jou skouers gesit het en in baie gevalle wat die vyand op jou skouers gesit het. Dis nodig dat ek en jy moet vrykom en die enigste manier hoe ons kan vrykom is deur die anointing. Is deur die krag van die Heilige Gees. So luister wat Jesaja 10 vers 27 lees in die Passion Translation. Hy sê, in that day the Lord will remove the heavy burden from your shoulders and break off the yoke of bondage from your necks because of the heavy anointing upon you. A heavy anointing upon you. Ek en jy vandag in 2026 staan op 'n plek waar ek en jy kan sê, ons het die Heilige Gees. Oor 'n paar weke vier ons Hemelvaart, dis die 14de Mei. 14de Mei het ons Hemelvaartdiens hier by die kerk 7:00 die aand. En ons gaan dit celebrate. Hoekom? Want ons koning het opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy regeer. En omdat hy dit gedoen het, sê hy vir die disippels, dis tot julle voordeel dat ek moet weggaan, want dan kan die Vader die trooster stuur. Die een wat vir altyd saam met julle gaan wees. En as gevolg van die feit dat Jesus hemel toe is, het die Vader die Heilige Gees vir my en vir jou gegee. En maak nie saak waar ek en jy gaan nie, die Heilige Gees is met ons. My ore is 'n bietjie toe van hierdie verkoue, maar ek wil hê jy moet amen sê. Het hulle amen gesê? Nee. Die Heilige Gees is altyd saam met ons. Ek en jy hoef nie bekommerd te wees nie. Hy's altyd saam met ons. So die anointing is altyd by ons, maar nie almal van ons ervaar die salwing nie, want ons is nie gefokus op die Heilige Gees nie. Alright. Die calling, soos ek nou gesê het, will move people. But it's only the anointing that will break the yoke. So hoe onderskei ek tussen calling, wanneer 'n calling uitgeleef word, want onthou, wanneer jy jou calling uitleef, sal dit amazing wees. Dit gaan amazing wees as jy jou calling uitleef. Hoekom? Want jy gaan vloei in dit. Dit gaan net vir jou maklik wees. Because you are operating in the calling. Maar hoe kan ek identifiseer tussen die calling, wanneer is dit die roeping op die persoon se lewe wat beweeg, en hoe kan ek identifiseer of dit die anointing is? A calling will move you, but the anointing will set you free. So hier is 'n vergelyking. Ek het nou die dag 'n movie gekyk en ja, ek het gehuil. I was moved by the movie. Want daai ouens wat daai akteurs is, hulle het so goed geact dat ek gevoel het dit is regtig. En ek het gehuil. They have a calling on their lives to be actors. En omdat hulle dit uitleef met alles wat binne hulle is, they will move crowds. As ek nou 'n liedjie begin speel wat nee, lekker beat het, ek beloof vir julle, almal van julle gaan op een of ander manier
dit begin doen. Die liedjie is nie noodwendig anointed nie. Want ek het nou die dag 'n liedjie geluister van 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar and I was moved. Ek het begin dans. Ek het selfs 'n knop in my keel gekry. But it didn't change anything in my life. Because a calling can move you, but it's only the anointing that will break the yoke. So wanneer ons dan, kom ons sê byvoorbeeld as ons preek, of as daar iemand, ons gebruik maar die konteks waarin ons is vandag, as die worship team worship lei, en daar is 'n stirring in die gees, of 'n movement, dan is dit nie noodwendig 'n calling, 'n anointing nie. But when I experience the worship, and God moves something in me, transforming a mindset, breaking off a yoke, then I can determine and say, that was anointing. En daarom sal baie van ons hier uitstap en sê, ek het glad nie die salwing ervaar nie. Because God did not move anything in your life, because you were focused on something else. Maar hier sal ander mense uitstap en sê, die Here het met my gepraat, die Here het my lewe verander, die Here het my genees, die Here het my vrygemaak, en hulle sal sê, there was anointing. So my vraag aan elkeen van ons wat kerk toe kom, is jy kan met 2 gedagte, of jy kan met 1 gedagte kerk toe kom en net 'n lekker tyd hê, en hier uitstap en sê, wow, kerk was lekker, hier daai tonneltjie wat ons gemaak het, hier, my teruggevat na my rugby dae. Ja, en toe daai vla deurkom, ja, dit was so lekker cool. En jy stap hier uit en dit is soos, ja, dit was great, it was fun, ja, it was awesome. It moved you. 'n Ander ou sal hier staan en die trane sal loop en die persoon sal net repent en sê, Lord, I repent. I didn't make you the center of my life. Please come and be the center of my life. That guy felt the anointing because a yoke broke. Right. Kom ons gaan gou 'n bietjie dieper. Guard the anointing for what it is. It is the power of the Holy Spirit. So ek wil net op die YouVision app met jy gou kyk. En ek het 'n paar punte daar neergesit wat confusion kan bring by mense. En die eerste ene is purpose. Baie mense hardloop rond en hulle vra die vraag, wat is my purpose? Elke liewe persoon op aarde het een purpose. Okay? Jy het een doel en hierdie is die volgende doel. To glorify God and become like Christ. That is our why. Why we exist. The purpose is why we exist. Why do I exist? I exist to glorify God and become like Christ. Hierdie purpose maak my vas aan my identiteit. Purpose maak jou vas aan identiteit. As jy weet wie jy is, dan weet jy jou purpose is gegrond in God. Baie mense loop rond en hulle weet nie wie hulle is nie, omdat hulle nie hulle purpose uitleef nie. Omdat hulle nog nie connected met worshiping God, glorifying God and becoming more like Jesus. So in die Bybel sien ons dat purpose 'n baie wyeer prentjie ook is. In Jesaja 43 vers 7 praat hulle van to glorify God. Okay, so ons moet God groot maak. So hierdie wat ek en jy vanoggend gedoen het in die worship set, was om God groot te maak. We were entering into our purpose. Glorifying God. En dit moenie net in die kerk gebeur nie. Dit moet by jou huis gebeur. Dit moet by jou werk gebeur. Dit moet gebeur wanneer jy in die strate is. Dit moet gebeur wanneer jy in die kar is. Sit 'n bietjie die radio af en loop, maak die Here groot met jou eie stem. As jy nog nie weet hoe om dit te doen, sit vir jou praise and worship musiek aan. But glorify God wherever you are. Then you are fulfilling your purpose. Die tweede ding is in Matteus 22 en vers 37 tot 39 lees ons to love him and others. Wat is die eerste opdrag? Wat is die grootste opdrag? Jy moet Here jou God lief hê met jou hele hart en dieselfde hier aangelykstaande is jy moet die naaste lief hê soos jy jouself liefhet. That is fulfilling our purpose. Okay? En dan die derde ding wat ons hier kan vasmaak in Romeine 8 vers 29 is daar 'n verklaring wat sê we must be conformed
to who Jesus is. Jy kan nie leef soos wat jy wil leef nie, jy moet leef soos wat Christus geleef het. Hy is jou voorbeeld. Hy moet die een wees wat jy navolg en wat jy najaag. Alright, tweede ene. Calling. Nou ons het so 'n bietjie uitgebrei oor hierdie calling storie, so ek gaan net vinnig hier deurlees. Our calling equals who God calls us to be and what He assigns us to do. That is our what. Dis wat ons doen in die lewe. Die ander ene is hoekom ons is en hierdie calling is wat ek doen in die lewe. Okay. So hierdie calling is tweeledig. Calling, it gives direction. Daar sal altyd direksie wees, rigting wees wanneer jy jou roeping aanvaar. So die eerste primêre roeping wat ek en jy het as kinders van die Here is to become more like Jesus. Okay? Ons is geroep tot verlossing, heiligmaking. Ons is geroep om 'n verhouding met God te hê volgens Efesiërs 4. Ons gaan dit nou 'n bietjie lees. En dan die tweede gedeelte of die sekondêre gedeelte van hierdie calling is ek en jy het 'n opdrag. Ons het 'n rol om te vertolk. Ons het 'n funksie. Nou dit kan jou bediening wees, dit kan jou loopbaan wees, dit kan jou invloed wees. Okay? Selfs 'n ma, as jy nie werk nie en jy's 'n stay-at-home mom, jy het invloed. So dit is 'n roeping. Okay? Baie mense sê, "Wel ek doen niks, so ek het niks. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek het nie 'n calling op my lewe nie." Nee. Daar waar ek en jy beweeg en ons het geluister wat die Here vir my sê, dan kan ek begin invloed uitleef. Al het ek nie 'n 9-to-5 job nie. Okay? So ons calling sekondêr is jou opdrag, wat het die Here vir jou gesê om te doen? So baie van ons het 'n assignment gekry. Jou werk is miskien pastoor, in my konteks, pastoor, maar nou die Here vir jou 'n opdrag gegee, jy moet 'n besigheid begin bou. So nou het ek 'n assignment om 'n besigheid te bou, terwyl ek 'n pastoor is. Julle hoor wat ek sê? So ons moet baie mooi verhouding hê met die Heilige Gees om te hoor wat hy vir my en vir jou sê, sodat ons kan ervaar wat is die roeping van die Here in ons lewe en wat is die assignment wat die Here vir ons gee. Dis soos met Leanne nou, sy saam met my in die bediening, maar die Here het nou vir haar 'n assignment gegee om saam met 'n ministry team Uganda toe te gaan. As ek vir haar 2 jaar terug gevra het, gaan jy Uganda toe gaan, sy vir jou sê nee. Maar omdat sy 'n assignment gekry het, keer sy nou sê sy, alright, ek gaan nou hierdie roeping uitleef. En so het baie van julle assignments gekry wat jy moet doen, wat jy gehoorsaam moet wees aan God. Alright, die derde ene, anointing. What is the anointing? The anointing is the empowerment of the Holy Spirit to fulfill our calling. Om in krag te kan funksioneer, om die assignment wat jy gekry het, om dit in die krag van die Heilige Gees te doen. Ek wil vandag vir jou sê, die Here het my geroep om 'n pastoor te wees, om 'n gemeente te lei. Maar ek kan vandag met eerlikheid vir jou sê, as ek dit in my eie menslike vermoë moes doen, het ek al 20 jaar terug bedank en ek is nou 21 jaar voltyds by die kerk. As ek op my eie krag moet gaan ek elke maandag bedank. Julle hoor wat ek sê? En so kom jy by die werk en jy sien al die probleme raak en jy sê, as ek dit nou in my eie vermoë, in my eie krag moet doen, dan gaan jy dit nie maak nie. Maar omdat God jou geroep het vir dit, gaan hy ook vir jou sê, die Heilige Gees is tot jou beskikking. En as ons dan abide, en dit kom by ons volgende punt, abiding. Wat beteken dit? It's the place of relationship where that anointing flows from. As jy nie tyd met God spandeer nie, then you won't be able to flow in the anointing. Ja, die Heilige Gees kan besluit, hy kan vir 'n oomblik oor jou kom, net soos wat hy met die donkie gemaak het, nê? Toe Biliam vir Israel wou gaan vervloek het, toe kom die Heilige Gees oor 'n donkie, dat die donkie praat. Baie nice storie, julle moet dit 'n bietjie gaan lees. Dis nie 'n fabel nie, dis 'n dit het actually gebeur.
Okay? So die Heilige Gees kan oor jou kom. Nou in die Ou Testament het die Heilige Gees oor mense gekom vir 'n oomblik. Hulle het gedoen wat hulle moes doen in die krag van die Heilige Gees en dan het die Heilige Gees weer opgelig en dan het hulle weer gefunksioneer as mens. En hulle het net geluister na God. Hulle het 'n verhouding gehad met God. Maar nou, ek en jy as kinders van God, die dag toe ek gesê het, Here, ek maak U die koning van my lewe. Ek maak U die senter van my lewe. Ek wil onder U heerskappy inkom, het hy gesê, omdat jy my kies, omdat jy nou my kind is, I take you into adoption. I adopt you as my son. Nou sê hy, nou gee ek vir jou die Heilige Gees. En wat gebeur? Die Heilige Gees kom woon in my. En waar ek ook al beweeg, met wie ek ook al praat, die Heilige Gees is daar. En so het baie kinders van die Here nooit die ervaring waar die anointing vir hulle die krag gee om met mense te werk nie, want hulle het nog nooit gaan stil raak saam met die Heilige Gees nie. In die Ou Testament verwys ons na the altar and the porch. Die Lewiete moes eers by die altaar wees, hulle moes eers in die teenwoordigheid van God wees, voordat hulle op die stoep kon staan en aankondig wat God sê. En net so kan ek en jy nie, al is jy 'n persoon wat by Checkers se toonbank werk, kan jy nie gaan werk sonder dat jy tyd spandeer het met die Here nie, want God het vir jou 'n assignment, hy het vir jou 'n roeping op jou lewe geplaas, en ek en jy kan diensknegte wees vir hom, wanneer ons tyd met hom spandeer. We need to abide in his presence. En ek kan nie nou vinger wys na enigeen van julle en sê, waar is jy en hoe is jy en doen jy dit en goed. Jy weet waar jy is in jou lewe. Ek weet waar ek is in my lewe en ek is seker daarvan, elkeen van ons wat hier so sit, het nou net besluit, I need to step up. Dis hoekom ek hierdie titel gemaak het, Step into the Anointing. Because anointing creates movement van ons. Ons moet move, ons moet doen, ons moet gaan en tyd saam met die Here spandeer. Don't just stand there, step in. Baie ouens kom dien die Here, hulle staan hierso, hulle aanbid die Here, hulle is opreg in hulle harte, but they don't spend time with him, so they don't create a relationship in their lives where the anointing can flow. En ek en jy het nodig dat ons die anointing in ons lewens moet hê, want dit is die krag van die Heilige Gees. So, Efesiërs 4 vers 1 tot 6 sê, Therefore I, the prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Die Here het jou geroep vir 'n spesifieke werk. Moenie daai werk minag en sê, ek gaan dit nou maar net doen soos wat almal anders dit doen nie. Almal ry oor 'n stopstraat, so ek gaan dit ook nou doen. Almal ry oor 'n rooi lig, so ek gaan dit ook probeer. Almal doen besigheid onder die tafel, so ek gaan dit ook doen. Almal doen dit. Nee, jou fokus is so totaal en al op verkeerde plek. Jou fokus moet wees op wie is God. God is liefde, geregtigheid. En daarom moet ek en jy in liefde en in geregtigheid en in vrede, dis die koninkryk van God, is om in daai te wandel waar ek en jy ook al kom. So ek kan nie net terug staan en sê, ek het nou maar die roeping van God op my lewe. Nee, Paulus sê, I beg you to lead a life worthy of your calling. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Hierdie alles wat ek nou lees is deel van ons roeping. Deel van dit waarvoor ek en jy geroep is as kind van God. Make every effort to keep yourselves, luister baie mooi, to keep yourselves united in the Holy Spirit, binding yourself together with peace. Ek kan nie, en ek wil jy moet gou vir my kyk. Ek kan nie jou bring na salvation toe nie. Ek as Rudy kan jou nie bring tot oorwinning nie. You need to be united. Ek
moet in eenheid wees met die Heilige Gees. Jy moet in eenheid wees met die Heilige Gees. Hoekom? Sodat ons die roeping van ons lewe kan uitleef. Ja, ons kan mekaar raad gee. Ek kan vir jou bid. Maar as jy nie vandag 'n keuse maak om God te volg nie, as jy nie vandag 'n keuse vat om op te staan in oorwinning nie, dan gaan my gebed en my raad absoluut niks beteken nie. So ek wil vandag ernstig en eerlik en sommer reguit met julle praat. Stop dit. Staan op, dien die Here. Hou op rondhardloop en sê, o, maar hierdie ene dit, en o, hierdie ene dit, en o, hierdie ding het nou weer gebeur, en daai ding het nou weer gebeur, en hierdie ding het nou... Nee, stop it. Stand up and step into unity with the Holy Spirit. Then you will experience peace. Wat doen ons? Ons hardloop na sielkundiges toe, ons hardloop na 'n klomp mense toe, sodat ons kan raad kry, sodat ons kan vrede hê. Is dit nie so nie? Dis hoekom, want jy wil vrede hê. Hier is die turmoil binne in jou en jy soek vrede. Ek wil vandag vir jou sê, raad is goed. Asseblief kom praat met my en Leanne. Asseblief, ons kantoor is oop vir jou. But wanneer ons hierdie raad gee, dan moet jy 'n besluit maak om te sê ek gaan in eenheid kom met die Heilige Gees. Ek gaan my eie hoogmoed eenkant lê. Ek gaan my eie belange eenkant lê. Ek gaan die Heilige Gees volg en wanneer jy dit gaan doen, gaan jy sien jou hele lewe gaan verander. Al die juk wat op jou skouers is, gaan daarmee heen gaan gebreek word. Hoekom? Because the anointing breaks the yoke. Mense kom nie vry nie, want hulle staan die hele tyd net in hulle gawe. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n gawe het om te profeteer, die Bybel sê, profeteer reg. Die Bybel sê, as jy 'n gawe het om te dien, dien met alles wat binne in jou is. As jy 'n gawe het om te gee, gee generously. As jy 'n gawe het om vir mense te bid en hulle word genees, bid vir mense, laat die Here hulle genees. Maar as dit jou fokus is, en as dit die fondasie is waarop jy bou, as dit die ding is wat jou lei, as dit die ding is wat vir jou 'n naam gee, as dit die ding is wat vir mense op aandag na jou laat sit, dan sê ek vanoggend vir jou, jy sit die pot mis. Ek en jy moet nie geken word in dit nie. Want die gawe wat ek en jy gekry het, die talente wat ek en jy gekry het, is nie vir my en vir jou nie, dis vir die mense. Dis vir God om ons te kan gebruik, sodat mense aangeraak kan word, sodat die salwing van God kan vloei en mense kan vrymaak. En die enigste manier hoe ek en jy effektief gaan wees in die koninkryk van God, is wanneer ons abide. Ons gaan volgende week 'n bietjie meer gesels daaroor. Ons moet tyd saam met die Heilige Gees spandeer. For there is one body and one spirit. Just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Waar is God? Hy is oral. Amen? So, jou werk wat jy doen, is potensieel ook die roeping op jou lewe. As jy by 'n werk is, en dit is vir jou baie erg om daar te werk, en dit is vir jou nie lekker om daar te werk nie, moet jy een van twee dinge vra. Here, is U besig om my kapasiteit te vergroot? Want wat ons baie keer doen is, ons het nie 'n lekker tyd by die werk nie. En dan sê ons, nee, ek is nie in my roeping waar ek moet wees, ek moet iets anders gaan doen. Ek is nie geroep vir hierdie besigheid nie, ek is geroep vir daai besigheid. Nee? En ons probeer, nee, waar ek en jy ook al werk, moet ons vir die Here vra, Here, moet ek hier wees? Dis die eerste ding wat ek en jy doen. Dis om te vra, Here, as dit nie nou lekker, dit gaan nou nie lekker hier by my werk nie, is U besig om die kapasiteit in my lewe te vergroot vir iets anders in my lewe? Here, then let us grow. Kom ons groei. Of jy moet vir die Here vra, Here, hierdie is nou nie baie lekker nie. Is ek in die perfekte roeping wat U vir my bestem het? En dan moet jy luister na die Heilige Gees. En dan moet die Heilige Gees vir jou sê, okay, nou doen aansoek vir 'n ander werk. Moenie net heen en weer rondhardloop tussen werke nie. Vra eers vir die Here, Here, is U besig om my kapasiteit in my lewe te vergroot?
En is u besig of is ek op verkeerde plek? Het ek verkeerd geluister? Het ek uit my eie vermoë uit hierdie werk gevat? Of Here, waar wil u hê moet ek gaan? Here, maak vir my die deure oop. Help my om te sien waar u wil hê ek moet wees. Hoekom? Want 'n roeping is juist die grondwoord daarvan. Roep. Jy moet geroep word. Dis nie 'n kiesing nie. Wel, ek het hierdie kiesing in my lewe. Ek's 'n pastoor. Hierdie het ek nie gekies nie, hoor. Ek is geroep vir hierdie werk. Ek moes ja sê. En soos Leanne het verlede week vir ons so mooi gesê het, as jy ja sê, dan sê jy ja sonder dat jy weet wat aan die ander kant is. Hoekom? Want jy doen dit in gehoorsaamheid, jy doen dit in vertroue, jy doen dit in die hartklop van ek weet dat die Here is besig om my lewe in 'n rigting te vat. So Here, as U my roep, dan sê ek ja. En die Here sal die pad vir jou oopmaak. Maar jy moet eers ja sê. En as jy ja gesê het, kan jy nie omdraai nie. Jy wil nie omdraai nie. Jy wil met alles hardloop en dit gaan doen wat die Here vir jou sê om te doen. Amen. Exodus 30 vers 25 sê, like a skilled incense maker, blend these ingredients to make a holy anointing oil. Use this sacred oil to anoint the tabernacle, the ark of the covenant, the table and all its utensils, the lampstand and all its accessories, the incense altar, the altar of burnt offering and all its utensils, and the wash basin with its stand. Consecrate them to make them absolutely holy. After this, whatever touches them will also become holy. Anoint Aaron and his sons also, consecrating them to serve me as priests. And say to the people of Israel, this holy anointing oil is reserved for me from generation to generation. It must never be used to anoint anyone else, and you must never make any blend like it for yourselves. It is holy, and you must treat it as holy. Anyone who makes a blend like it and anoints someone other than a priest will be cut off from the community. Okay, net gou 'n bietjie reference gee van hoekom ek nou hierdie lees. Ek het so 'n bietjie in die Ou Testament gaan kyk en gekyk waar kom die anointing vandaan. In die Ou Testament is 'n skadubeeld van dit wat sou kom. Amen. So ons weet dat dit wat die Here vir ons in die Ou Testament leer is 'n skadubeeld van dit wat hy eintlik wou doen in die Nuwe Testament. So nou kom ons in die Ou Testament en God sê vir Moses, vat hierdie bestanddele, hierdie speserye en olie en hy gee vir hulle presiese mate. It's amazing. En terwyl ek dit lees, dink ek by myself, ek gaan hierdie week anointing oil maak. Toe kom ek by daai skrif wat sê, as enige iemand dit maak, toe sê ek, jammer, ek gaan dit nie maak nie, ek jammer. Ek is 'n priest, maar ek meen, ons wil dit so gebruik om mense ook te salf, né? Toe sê ek, nee, wow. God sê, hierdie olie is heilig. En niemand anders moet dit maak nie. So, ons moet luister wat sê die Here. Anyway, lang storie kort te maak. Ek lees so hierdie goeters, en ek gaan kyk toe wat is die bestanddele, en ek gaan doen so 'n bietjie research oor die bestanddele, want dit bring ons by 'n plek waar ek en jy kan staan vandag en kan sê, wat wil die Here hê moet ek doen om die anointing te kan kry? Want hoor mooi, dis 'n skadubeeld en die Here sê dis net hy wat hierdie olie kan gee. En hierdie olie mag vir niks anders gebruik word nie. Mag net vir die priesters gebruik word. Okay, so ek glo, my opinie, glo ek dat hierdie is 'n skadubeeld van die Heilige Gees wat sou kom. Hoekom? Want die Bybel sê vir my en vir jou in 1 Petrus 2 vers 9 sê hy, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So wat sê hy vir my en vir jou? Wanneer ek en jy in die roeping instap, die eerste primêre roeping is wat? Om in heiligheid te leef, in soos Jesus te word, wat gebeur? Die anointing kan nou op die priester kom, wat elkeen van ons is in die gees. You are royal priesthood. Okay? So nou kom die Here en hy sê, jy mag geanoint word. Jy kry die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die anointing wat ek en jy kan ontvang in die Nuwe Testament.
So nou, kom ons by die Ou Testament en ons kyk na wat is die bestanddele. Die eerste bestanddeel was mirre. Mirre verwys na sacrifice. Sacrifice was vervul op die kruis. Die tweede bestanddeel is cinnamon. Nee, kaneel. Ek love kaneel. Maar as dit sommer die pannekoek. Nee. Alright. Kaneel. Hy sê ons anoint pannekoek. Nee, sorry, ek sal daai uitsny. Alright. Cinnamon. Cinnamon verwys na intimacy. Intimacy. Wat is intimacy? Dit verwys na die relationship with God through the Spirit. Ek en jy kan nie 'n verhouding hê met God sonder die Heilige Gees nie. Het jy dit geweet? Jy kan nie 'n verhouding hê met die Vader sonder die Heilige Gees nie. As jy vandag vir my sê jy het 'n verhouding met God sonder die Heilige Gees, then I will beg to differ and call you religious. Dan is jy 'n persoon wat net in religion wandel. Right. Dan kalamus. Ek het nog nie hierdie speserye alles gaan probeer nie, hoor. So ek weet nie wat kalamus is nie. Maar kalamus vergelyk na righteousness. And righteousness brings us to a new life of righteousness. Dit bring vir my en jou by geregtigheid. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees bring ons uit 'n lewe van ongeregtigheid en hy bring ons na 'n lewe van geregtigheid. Dan die volgende ene is cassia. Cassia. Spreek homself uit. Humility. It brings us to humility. It's the posture of Christ and believers. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees hou ons humble. Die Heilige Gees hou ons humble. My pa het altyd vir my gesê, Rudy, as mense vir jou kompliment gee en die Heilige Gees het gewerk, die anointing was op jou lewe en daar dinge gebeur en mense kom na die tyd na jou toe en sê, well done, amazing, dit was amazing, wow, awesome. Dan sê jy vir hulle dankie. Maar dan gaan jy na jou binnekamer toe en jy sê vir die Here, Here, dankie vir al hierdie krone wat ek vandag gekry het en nou gee ek hierdie krone vir u want ek wil vir u dankie sê dat u my gebruik het as 'n diensknegt. En if you do that, dan sal jy nooit hoogmoedig raak nie. Jy sal nooit hoogmoedig raak nie. Beste raad wat ek nog ooit gehad het. Hoekom? Want nou weet ek, dis nie ek wat die werk doen nie, dis die Here, nê? Dis die Heilige Gees wat genees. Dis die Heilige Gees wat lewendig maak. Dis die Heilige Gees wat verander. Dis die Heilige Gees wat die dowes laat hoor. Dis die Heilige Gees wat die blindes laat sien. Dis die Heilige Gees. Ons is net die hande en die voete. Ons is net 'n instrument. En dan die hoofbestanddeel is olive oil. En olive oil is die teken van die Heilige Gees. Ek en jy kan nie sê we are anointed if the Holy Spirit is not with us. Because it's only the anointing only comes from the Holy Spirit. Ek weet nie van jou nie, maar terwyl ek luister na hierdie woorde, het ek 'n groter begeerte in my hart om te sê, Holy Spirit, I want you more in my life. So, as ons hierdie bestanddele alles saamvat, dan bring dit vir my en vir jou vandag in die Nuwe Testament, in 2026, bring dit vir my en vir jou op 'n plek waar ons kan sê, if we want the anointing on our lives, we need the following. We need to surrender. Die anointing sal nie vloei as jy nie surrender nie, want dan doen jy dit uit jou eie vermoë, nie deur die krag van die Heilige Gees nie. You need to surrender. Jy moet surrender. Die tweede ding wat ek en jy nodig het, is 'n verhouding met God. Die tweede ding waaraan ek en jy aan moet bou is ons karakter. Dis daai humility. Ons groei in humility, ons groei in integriteit, ons groei in ons karakter. Nie soos wat die wêreld vir my wys nie, maar soos wat die Heilige Gees vir my wys. Waarna verwys die Heilige Gees altyd? Hy verwys na Jesus. So Jesus is my voorbeeld van hoe ek moet wees in karakter. Jesus was humble, hy was 'n man van integriteit, hy was 'n man van geregtigheid en dan bring die Heilige Gees ons terug na 'n plek waar net hy ons kan bring. En dit is die teenwoordigheid van God. It's only the Holy Spirit that can lead us
into the presence of God. Ek het dit so neergeskryf en ek wil dit graag vir jou lees. I was transformed by the anointing of God and not by the calling of a pastor. I stepped into the throne room of God with the anointing and not the calling of the worship leader. The worship team can worship, but if I surrender, if I come into relationship, if I surrender my life to Him, as ek gefokus is op die Heilige Gees, as ek die Heilige Gees innooi en verwelkom in my lewe, kan hulle simbamba speel en ek sal die teenwoordigheid van God ervaar en die anointing ervaar. Hoekom? Want ek het oopgemaak vir hom. So that's why I say, I did not step into the throne room because of the calling of a worship leader. I stepped into the throne room because of the anointing of the Holy Spirit. He anointed me to step into the throne room. He anointed you to step into the throne room. Dit is bly alles by 'n keuse. Gaan jy toelaat dat die Heilige Gees jou anoint? Want hoekom? Die vyand hou ons besig. Die vyand kan ons baie maklik besig hou met baie dingetjies en distractions. En nou hardloop jou gedagtes en jy dink, ek wonder wat het daai worship team nou weer gedoen hierdie week? Die keys is alles af. Hulle sing alles in G en ek soek alles in A. Nee? En nou kan ons baie maklik distracted raak, maar om te sê, Lord, I will take this song and I will sing in A while they are singing in G and we will be AG. Gaan nie werk hê. Nou sing die ander gaan hier onder sing. Maar al sing jy falsetto, kan jy in die teenwoordigheid van God instap. Ek het vanoggend hier met 'n rasper stemmetjie gesing, ek soos Brian Adams geklink op so sommige tye, maar hey, ek was in 'n lekker plek in my verhouding nou met die Here. Ek het hom geworship. Veral toe ons daai een sing van, wat, die roar, die lion in die longe. There's a lion in your lungs. Nee? Ja, praat met jouself. Nee, daai liedjie het gesê, come on my soul. Don't get shy on me now. Maar wat doen baie van ons se souls vanoggend? Wat is jou siel? Is jou wil, jou intellek en jou emosies. Nou is jou emosies nie lekker nie. Want die hond het nou weer iets gedoen by die huis. En die vrou is kwaad vir jou omdat die hond dit gedoen het. En die kinders is upset want jy het die hond verkeerd hanteer. En nou is jou emosies daarmee heen. Nou kom staan jy hier binne en jy wil in die teenwoordigheid van die Here instap, maar jou siel is heel besig met ander dinge. En nou sing ons 'n liedjie, come on my soul. Don't get shy on me. Let the lion roar. Ja, die woorde is. Nou met die leeu roar, maar jy is besig met die hond. Step into the anointing. Step into the presence of God with the Holy Spirit. Dis jou eie skuld as jy nie in die teenwoordigheid van die Here was vanoggend nie. Niemand anders se skuld nie. Because you were busy with something else. You did not do your first primary calling by glorifying God. Jy het nie jou purpose uitgeleef nie. Right. Band, kom gou vorentoe.